Amen. Kom ons sluit hier oor. Here, baie dankie vir vandag. Dankie dat U elkeen van ons geseën het met 'n nuwe dag. Here, my gebed is Heilige Gees dat hier waar ek die woord gaan bedien, Here, dat U my lippe sal salf. Maar Heilige Gees, laat U met elkeen van ons sal wees. Laat U met elkeen van ons sal praat. Here, laat U ons sal wys waar ons moet verander, wat ons moet doen. Here, sodat ons al die eer aan U kan bring. Wees met ons. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, goeiedag en weer eens baie welkom by vandag se diens. Voordat ons aangaan, kan ons die Here 'n lofoffer gee. Amen. Wat dit is. Ja, Riek is julle het so raak gevat vanoggend. So raak. Dit was weer eens, was dit awesome geweest. Wel, ek het laasweek met julle gedeel oor die onderwerp, wie probeer jy impress? En ons het die skrifgedeelte gevind in Lukas 12 vers 42 tot 43. En die skrifgedeelte het vir ons gesê dat baie van die owerstes in Jesus geglo het. Maar hulle het niemand gesê nie, want hulle wou eerder die eer van die mense kry. Want dit was vir hulle belangriker as om te sê dat hulle 'n pad stap en hulle Jesus ken. Ek het ook genoem dat die eer van God oortref alles. Dit is beter as 'n Olimpiese medalje. Dit is selfs beter as 'n bestseller boek. En ek het genoem dat ek eendag die woorde, en ek glo dat elkeen van julle wat hier was en wat geluister het op YouTube of Facebook na hierdie woord, dat julle ook hierdie woorde eendag by Jesus sal wil hoor, waar Jesus ons sê, well done, good and faithful servant. Die tweede punt was dat die eer van God vir ewig is. Julle sien, die eer wat ons van mense kry, is tydelik. Gewoonlik vergeet ons daarvan. Maar die eer wat ons van die Here ontvang, hou vir ewig. Wel, vandag wil ek graag deel oor die woord, hoe om 'n lewe te lei wat God behaag. En ons vind die skrifgedeelte in Openbaring 4 vers 11. En hierdie skrifgedeelte kom uit die Boodskap Bybel wat ek graag met julle wil deel. En dit sê die volgende: Here, ons God, wie kan so belangrik wees soos U? Na U sien almal op. U is sterker as die sterkstes. En dit is ook reg so, want dit is hoe U is. Ja, U het alles gemaak. Alles in die skepping is daar, omdat U dit so wou gehad het. As ek julle die vraag vra vanoggend, glo julle dat God alles gemaak het? Glo julle dit? Wel, dan gaan julle ook glo elke woord wat in die Bybel staan. Is ek reg? So julle glo dit. Nou, soos wat Rikus gesê het toe ons gesing het, ergens along the line is daar 'n gedeelte waar jy jouself moet vergewe. Because you must remember, you are made. Jy is gemaak deur God. God has a plan for you. And God had that plan for you even before you were born. Vandag wil ek 'n paar punte noem wat belangrik is, sodat ek en jy 'n lewe kan lei wat God behaag. Die eerste punt, die algemene, gewone lewe wat ek en jy het. En hier is dit belangrik om te sien dat dit 'n lewe is waar ons net go with the flow. Julle sien, en dit is ook soos baie van ons sal sê, ek is so gemaak en so laat staan. I am stuck in my ways. Ons sê ook dat ons almal eendag gaan sterf. En ons is okay daarmee. Dit is niks spesiaals nie. Jy sien, en hierdie leefwyse is 'n leefwyse wat natuurlik is. En as ek dit sou opsom, sal ek dit opsom as nie 'n goeie lewe nie. Want hoekom sê jy so? Wel, hoor net 'n bietjie mooi. Julle sien, dit is 'n leefwyse wat ons leef na die beste van ons vermoë. Dit is 'n lewe wat ons leef al gaan dit broekskeer. Dit is 'n lewe wat geleef word. En hoor mooi, dit is hoekom ek sê, dit is nie 'n goeie lewe nie. Want dit is 'n lewe wat ek en jy leef sonder hoop. Jy sien, ek en jy het hoop.
Ek en jy vind ons hoop in Jesus. Jy sien, ek kan dit weer sê, dat hierdie lewe 'n verlore lewe is. En weer eens kan ek noem, dat 90% van hierdie leefwyse, deur 90% van die mense ter wêreld so geleef word. Die tweede een is 'n vleeslike lewe. En hierdie is 'n leefwyse wanneer ons as mense op 'n spesifieke dag, op 'n spesifieke tyd en 'n spesifieke plek besluit het om Jesus aan te neem as saligmaker en verlosser. Ons het toe besluit om oor te gee aan die Here. En ons het geweet dat as ons dit nie gaan doen nie, gaan ek en jy reguit hel toe. En ek en jy het besluit op daardie spesifieke dag, daardie spesifieke tyd, daardie spesifieke plek, dat ons ou lewe moet verruil vir 'n nuwe lewe. En dit is 'n tydperk waar ons voor God gebreek het, waar trane gevloei het, en waar ons geweet het dat God ons vergewe het, en dat ons weet dat ons die ewige lewe het. Maar weer eens, is hierdie leefwyse waar ek en jy bly terugval na die verlede toe. Ons bly leef asof ons nie anders is nie. Ons probeer die hele tyd ons verhouding met Jesus wegsteek. En dit is amper, as ek dit so kan stel, dat ek en jy baie keer te skaam is om te sê, ek volg Jesus. Kom ons wees vanoggend eerlik met mekaar. As daar 'n crowd is by wie ons staan, en spyker ek vanoggend wil ek vir jou, I want to commend you vir die woorde wat jy vir my gesê het. Ek kry 'n bietjie koud vanoggend, want die voggies vloei nie meer nie. Weet jy wat, tussen 'n klomp mense, want wie dink wat? Verstaan jy, ek en jy moet kom op 'n stadium in ons lewe wat ons die besluit moet maak om te sê, maar Jesus is vir my belangriker. Hoor mooi. Jesus is vir my belangriker as wat mense dink van my. En hoor die besluit wat ek gemaak het. Julle sien, en hier het ek ook geskryf, dat baie keer in hierdie leefwyse bid ons net as ons moeilikheid het, of wanneer ons iets van God af wil hê. Jy sien, hierdie is Christene wat babatjies bly en nooit groei in hulle verhouding met God nie. Ek het in die week 'n persoon gebel, die persoon sê toe vir my dat hulle as man en vrou hulle telefone afsit of op silent sit in die oggend, want hulle hou saam stilte tyd. Sien, is dit nie awesome nie? Ek en Yvonne hou ook saam stilte tyd. Julle sien, dit is mense wat groei in God en in 'n lewende verhouding met God is. Jy sien, ergens oralste sal jy dit begin sien. Ergens oralste sal jy begin sien dat mense besig is om te verander. Dat mense nie meer bekommerd is oor wat gaan hierdie persoon vir my sê? Wat gaan daardie persoon vir my sê? Maar waar ek kan kom en sê, ek antwoord nie my telefoon in die oggend tussen hierdie tyd en daai tyd, want ons is besig in stilte tyd. Julle sien, as ons nie 'n pad stap saam met die Here, is daar altyd hierdie infighting. Ek weet nie wat is 'n mooier Afrikaanse woord nie. Daar's altyd hierdie infighting. Ons is altyd kwaad. Ons is altyd teleurgestel. En ons gee altyd en ons gee nie om oor ander mense se besluite nie. Ons wil net ons eie besluite hê. I want to be chief in charge. En ek het hier geskryf, kan ek sê dat sulke persone, hierdie persone, geen joy ervaar nie. Jy sien, want dis altyd 'n stryd. Ja, hulle is gered, maar hulle lewe nie daarvolgens nie. En as ek sal gaan en ek sal vir elkeen van julle vra, is jy 'n Christen? Het jy Jesus Christus aangeneem as saligmaker? Gaan julle almal vir my sê ja.
But your life does not show it. Jy sien, ek wil in charge wees. Ek is nie bereid. I'm not prepared to be the servant. I'm not prepared to make the coffee. I want coffee made and given to me. Plain en simpel voorbeeld. Die derde lewe is die Christelike lewe. En hierdie is 'n lewe wat God behaag. Dit is mense wat miskien nie 'n maklike lewe het nie. Hulle het ook disappointments. Maar deur alles wat hulle deurmaak, stap hulle 'n pad saam met God. En hierdie persone is nie skaam om te sê dat hulle 'n kind van God is nie. Kan ek jou vanoggend vra? Is jy skaam om te sê dat jy 'n kind van God is? Ek sien 'n klomp koppe maak so, klomp hoofde maak so. Is jy nie skaam om dit te sê omdat jy in 'n kerkverband is nie? You see, when we're outside in the world, moet ons daar dieselfde attitude hê, as ek dit so sal sê. So vinnig 'n paar voorbeelde van mense wie dit reg gekry het om God te behaag. Daar's 3 wat ek wil noem. Die eerste een, koning Salomo. Koning Salomo het gevra vir wysheid. Toe die Here vir hom sê, you can choose, what do you want? To say, Lord, I want wisdom. Wisdom to rule your people correctly. En ons weet dat God al die ander skatte vir hom gegee het. Die tweede een is Henog. Hy het gesê dat as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God te behaag. En God het hom beloon deur hom van die aarde af weg te neem. Henog is nie dood nie. God het hom lewendig van die aarde af weggeneem en na hom toe geneem. Henog het elke dag tyd saam met God spandeer in sy woord, deur met God te praat en sy alles aan God oor te gee. Die derde voorbeeld is Jesus. Jesus het die perfekte lewe geleef. Jesus het ons kom wys wat dit is om die perfekte lewe te lei. Een wat ons nooit sal kan leef nie. Maar Jesus het kom wys dat ek en jy hom nodig het. Jesaja 53 vers 10 in die boodskap Bybel sê dit die volgende. Die Here wou gehad het dat hy in ons plek geslaan moes word en in ons plek seer kry, omdat hy homself aangebied het om ander se straf te dra, sal daar vir hom 'n nageslag wees. Sy naam sal nog lank bly lewe. Hy het gedoen wat die Here gedoen wou hê. Amen. Julle sien, as ek en jy nie besluit om die Here te behaag nie, sal ek en jy ander mense please. En dit sluit aan by laasweek se boodskap. Sal ek en jy, as ek en jy nie die Here wil behaag nie, sal ek en jy ander mense wil impress. Jy sien, en wanneer ons daardie paadjie stap, dan kan ons gemanipuleer word. We get manipulated. Hoor julle? Want as ek hierdie doen, hou hierdie persoon van my. As ek dit so doen, dan hou die persoon nie van my nie, maar dan kom ek weer terug en ek doen iets om hierdie persoon tevrede te stel. Maar ek en jy weet hoe om God tevrede te stel. En ek het hier geskryf ook, die vyand weet ook wanneer ek en jy iets doen wat God nie behaag nie. Jy sien, en dis daai. Vanoggend toe ons hier na toe ry, interessante ding. Ons almal weet wat is die algorithms. Weet ons? Algorithm, vir die wat nie weet nie, is as jy daar op Facebook is en jy sien ietsie, ja, wat kan ek dit noem? Kom ek noem dit soms as ek daar op Facebook is en ek sien hierdie stofdonkie. Elke tweede advertensie wat daar so is van 'n stofdonkie. En vanoggend toe ons hier na toe ry, toe sê hulle daar so op OFM, toe praat hulle, toe sê hulle, in Amerika werk dit so, dat as jy gaan inkopies doen by 'n shopping center of so iets, betaal jy gewoonlik met jou kaart of jy betaal met jou telefoon. Soveel so dat hulle al begin agterkom met op die algorithms, wat jy koop, wanneer jy dit koop.
So hulle begin vir mense begin boodskapies uit te stuur van die specials. Die tyd wanneer jy nou jou tandepasta gaan koop en dis die spesifieke tandepasta. Hulle het so ver gegaan in Amerika, begin hulle nou vir die mense vouchers te stuur. Sodat hulle weet daardie tyd is daardie voucher geldig vir jou tandepasta wat jy koop. En toe het hierdie man gegaan en hy het 'n hofsaak teen 'n company gemaak. Want sy 16-jarige dogter het begin vouchers kry en begin pamflette kry oor kinders se doeke en bottels en al hierdie dinge. En op die einde van die dag, met die hofsaak, toe kom dit uit, dat die pa dit nie geweet het nie, maar die algoritme het dit geweet, voor die pa dit geweet het, dat die dogter swanger was. Hoor tussen die lyne. Hoor tussen die lyne. See, the enemy knows. The enemy knows where I go and nobody sees, and I sit on my cell phone and I check this. Volgende vraag wat ek wil vra is, maar hoe behaag ek God? En 'n paar vinnige punte wat ek met julle wil deel. Die eerste een, leef dit vreesbevange. En hier gaan ek 'n paar skrifte so, vir die wat, hier's niemand wat skryf nie, maar julle kan teruggaan, YouTube, Facebook, en julle gaan luister en julle gaan kyk na hierdie skrifte. Die eerste skrif, 1 Tessalonisense 2 vers 4, en die 53 vertaling sê vir ons, nee, ons praat omdat God ons gekeer het. Hy het die goeie nuus aan ons toevertrou. Ons doel is nie om mense tevrede te stel nie, maar God. Hy ondersoek die motiewe van ons harte. Julle sien, die evangelie sal so spreek om mense te behaag, maar God, waar ek en jy is daar om God te behaag. Ek en jy is daar om God te impress, nie mense nie. Die tweede een, leef dit gehoorsaam. 1 Johannes 3 vers 22 en die NLV sê dit vir ons. Wat ons ook al bid, kry ons van hom, omdat ons sy opdragte gehoorsaam. En die dinge in sy teenwoordigheid doen, wat hom bly maak. Jy sien die belangrikste ding in ons lewe, is om die dinge, of die manier hoe ons goed doen, op God se manier te doen. En hier het ek 'n paar dinge geskryf. God het die boek geskryf oor die huwelik. God het die boek geskryf oor die huwelik. Doen dit God se manier. God het die boek geskryf oor kinders grootmaak. Daar's nie ander boeke toe ek in die won, toe Kyle daar was die eerste een. Man, ons het tot hierdie boeke gekoop van hierdie Amish ouens wat hulle kinders so en al daai wat ons gelees het, but you know what, that never worked. That never worked. Want hierdie is die enigste boek wat gewerk het. Doen dit God se manier. God het die boek geskryf oor finansiële bestuur. Julle kan gaan kyk, dit staan in God se woord. Doen dit God se manier. God het die boek geskryf oor hoe om met versoeking te deel. Doen dit God se manier. God het die boek geskryf hoe om mense by die Here uit te bring. Doen dit God se manier. Hoor hierdie een. God het die boek geskryf oor hofmakery. Vind 'n lewensmaat op God se manier. Ek dank die Here elke dag vir wonder my lewe. Elke liewe dag. Jy sien, ek het baie keer gedink ek is smart en hierdie en so en al daai dinge. Maar God het geweet wie pas by wie. God het die boek geskryf hoe om te bid. Doen dit God se manier. God het die boek geskryf oor die lewe. Hoor mooi. God het die boek geskryf
oor die lewe, leef dit op God se manier. You will not be disappointed. Die derde een, leef dit eenvoudig. 2 Timoteus 2 vers 4 in die boodskap Bybel sê dit vir ons. 'n Soldaat se werk is om te doen wat sy bevelvoerder vra. Hy moet hom nie besig hou met allerhande ander dingetjies wat niks met sy werk as soldaat te doen het nie. En hier het ek geskryf: bly weg van slegte vriende. Bly weg van rituele en gevaarlike religious ceremonies. Don't believe everything that you see on Facebook. Believe God's word. En as die Heilige Gees met jou praat en sê, don't listen to those people. Put it away. Put it away. Julle weet wat algorithms doen. Laat die Heilige Gees toe om jou die pad wat verkeerd is te wys. Die volgende een, leef dit skoon. Julle sien, wanneer ons Jesus aanneem as saligmaker en verlosser, is ons sondes skoon gewas. Jakobus 1 vers 27 in die boodskap Bybel sê vir ons: laat ek vir julle sê wat se soort godsdiens God ons Vader as eg en eerlik sien. As jy bereid is om die mense te help wat nie vir hulle self kan sorg nie, maar in die nood is jy besig met die regte godsdiens. Maar dan moet jy ook sorg dat jou eie lewe, sien julle dit? Maar dan moet jy sorg dat jou eie lewe skoon bly van al die verkeerde dinge wat 'n mens in hierdie wêreld kan doen. Jy sien baie van ons kom en sê, "Oh, Brent, ek is 'n Christen. I help this person." Ek het die vermoë, daardie persoon het die vermoë om 1000 mense te help. Maar sy lewe is nie skoon nie. Volgende een, leef dit met dankbaarheid. Psalm 69 vers 31 tot 35 in die boodskap Bybel sê vir ons: dan sal ek God loof. Sy naam sal ek groot maak in my liedere. Ek sal vir hom dankie sê. Dit is vir hom belangriker as 'n baie groot offer. Almal wat swaar kry, sal my lofliedere hoor. Hulle sal daaroor bly wees. Julle wat by God gaan hulp soek, sal weer nuwe moed skep. Die Here help mense wat sy hulp vra. Hy keer nooit die rug vir sy mense wat in die moeilikheid is nie. Alles in die skepping wat die Here gemaak het, moet hom loof. Alles dwars oor die aarde moet hom prys. Volgende een, leef jou lewe vrugbaar. Johannes 15 vers 8 en die 53 sê vir ons: hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Jy sê, ek en jy moet vrug dra. En kan ek sê, elkeen van ons, al stap ons nie 'n pad saam met die Here nie, dra ons nog steeds vrug. Wat is 'n lekker vrug? Appels. Eet almal appels? Nee, nie almal eet appels nie. Piesang, is 'n piesang 'n vrug? Ja, piesang is 'n vrug. Eet almal piesangs? Ja, almal is piesangs. Kyk. So kom ek en jy dra piesangs. Of wil ek en jy eerder suurlemoene dra? Ja, suurlemoene. Suurlemoene is mos so suur. As ek naby mense kom en dink hulle, "Oh, please just stay away from me. I don't want to see you." Want jy maak my lewe suur. Kom, asseblief. Die laaste een. Leef jou lewe voltooid. Jy sien, God is bly oor die wat die wedloop voltooi. Nie met once-off displays nie. Jy sien, daar's mense wat 'n once-off display doen.
Weet en ek is baie kere word ek daardeur gevang. O pastoor, dit gaan nou so swaar met ons en al hierdie dinge en daai, kan jy ons asseblief help? En dan help ek en dan sien ek daai mense nooit weer. O pastoor, ons moet nou trou, sal jy asseblief die troue doen? As die mense 'n maand hier so as die troue klaar is, dan pull the people of God. And I'm talking truth. I'm talking truth. So wat se vrug dra jy? Wat se wedloop voltooi jy? Jy sien daar's ones of this place. Yeah, I do it because Rassie, maybe I'm a sucker for God. I do it. En hoor mooi, ek het hier geskryf, leef jou Christendom uit 24/7, 365 and sometimes 366. 24/7, 24 uur, 7 dae 'n week, 365 dae 'n jaar, en partykeer 366 dae. Vind 'n manier om te bid terwyl jy bestuur. Vind 'n manier om met God te praat deur die dag. Memoriseer skrif en deel jou lewensverhaal met ongereddenes. Dan 'n belangrike punt, lees God se woord daagliks. We need it, people. We need it. Ek wil graag afsluit met die volgende. Wat is 'n lewe wat God behaag? Dit is 'n lewe waar God gevrees word. Dit is 'n lewe wat God gehoorsaam moet word. Dit is 'n lewe wat eenvoudig geleef moet word. Dit is 'n lewe wat skoon geleef moet word. Dit is 'n lewe wat met dankbaarheid geleef word. Dit is 'n lewe wat vrugbaar geleef word. En dit is 'n lewe wat voltooid geleef moet word. Julle sien my boetie, my susse, ek beteken absoluut niks as ek God nie kan behaag nie. If I don't start my day on the right way, het ek nie 'n goeie dag nie. En weer eens, daar's 2 persone vanoggend en ek weet daar's baie na die tyd, maar daar's 2 persone wat vanoggend vir my gesê, ek kom eerder kerk toe. Ek kon in die warm bed gebly het, maar kom eerder kerk toe, want ek kry iets uit jou boodskap uit. And you know what, it's not me. Dis nie ek nie. Dis die Heilige Gees, dis die Here wat die boodskap vir jou gee. En in elkeen van ons kan ek en jy God behaag. We can. Daar's 7 punte. Dis nie moeilike punte nie. Dis nie moeilike punte nie. Die belang, eerste een, ons moet God vrees. God is nie my chommy nie. God is nie my pel nie. En so is die ander ook daar. Ek moet aan my sis in my gebed vir elkeen van ons is, dat ons hierdie punte ter harte sal neem. Dat ek en jy sal begin verander. Dat ek en jy 'n stand sal begin maak. En weer eens byker, I commend you. Dis 'n persoonlike besluit. Elkeen van ons het persoonlike besluite in ons lewens. But you know what? What is more important is making the right decision so that I am standing right with God. I need to please God, not people. Amen. Kom ons lê dit maar. Here, baie dankie vir u woord. Heilige Gees, my gebed is dat U met elkeen van ons sal wees vandag. Elke persoon wat na hierdie woord luister. Here, laat ons sal besef wat ons moet doen om U te behaag. Here, help ons. Help ons om daardie stand te maak. Here, help ons om vrug te dra. Help ons om die wedloop te voltooi. Help ons om U te vrees. Here, help ons om skoon te leef. Here, help ons om nie skaam te wees oor ons geloof in U. Here, help ons om mense aan te raak, sodat hulle kan sien, man, it is awesome serving you as a father. Wees met ons, help ons, seën ons. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen.
Ek gaan vra hulle as die offerande opneem.